Goeiemôre Suid-Afrika. Donderdag 2 April en dis 1400 Bravo die tyd wanneer ek hierdie berig uitsit. En ons daaglikse update vir die Iran-oorlog. Gisterand het ons gesien hoe president Trump 'n toespraak maak in terme van die oorlog en die status van die oorlog. En hy het gepraat van waar ons op die oomblik trek met die militêre objectives vir hierdie oorlog. En soos almal kan reeds sien, is ons redelik ver gevorder. Party van die objectives is al eintlik voltooi. Ander is op die einde van voltooiing. Wat beteken dat hierdie oorlog hy voorsien binne die volgende 2 weke, miskien 3 weke, sal dit behoort dit verby te wees. Nou soos ek voorheen gesê het, onthou 'n oorlog soos hierdie, bly vloeiend. Jy kan nie 'n eindtyd bepaal nou en sê dit gaan oor 4 weke verby wees. Jy kan sê dis my goal om daar te kom, maar baie dinge kan gebeur wat dit miskien extend met 'n week of 2. Baie dinge kan gebeur wat dit verkort met 'n week of 2. So, net omdat Trump in die begin gesê het, die oorlog gaan 4 tot 6 weke vat, ons is nou in week 5, en miskien gaan dit nou 7 weke vat, beteken net gelieg in die begin nie, dis maar net sy voorspelling, en dit sal kan aanskuif aan vorentoe of terug. So vir die wat heeltyd kla oor, hy lieg net heeltyd, ek verstaan, weet jy waar julle in daai opinie kom, dit is maar seker maar net, Trump derangement syndroom of iets, iemand hou mos nie van Trump en dan maak hulle ander en saak so goed op oor Trump, maar whatever. Tussenin, so ver gaan die volgende 2 weke tot 2 tot 3 weke gaan die aanvalle sterk bly, die strikes op Iran gaan sterk bly. Dit gaan eintlik toeneem in die volgende 2 tot 3 weke. Wanneer die meeste gaan toeneem is volgende week maandag, die 6de April. As hy het vir hulle al goeie genoeg kans gegee nou vir die Iraniërs om te kom met 'n skikking. As hulle nie met 'n skikking kom in 'n plan teen 6 April nie, gaan hy definitief die infrastruktuur slaan wat die oorlog support in terme van energie, infrastruktuur. Dit kan jy ook jou amper waarborg. Hy gaan dit nie mis nie. Twee van hulle moontlikhede. Die een is olie. Hy kan hulle olie afsny. As hulle olie afsny, dan sny hy hulle inkomste af. Dan gaan dit baie swaar raak vir daai regime en vir die land. Ongelukkig is die populasie wat nou daaronder lê, oor die regering wat hulle het, maar daai regering onderdruk hulle al so lank, hulle is so gewonde aan, maar ongelukkig, ek keer as hulle in opstand kom teen daai regering, dan word hulle net voor die voet doodgeskiet. So, dit sal miskien 'n groot ander probleem wees wat nog gaan veroorsaak word. Die ander is, die een is olie en die ander is die energie, elektrik, kragstasies, die tipe van ding wat die regime gebruik om sy oorlogmasjien aan die gang te hou. So, dit gaan afgesny word. Dat is nou al intussen op die oorlog van die begin die 28 Februarie af, al oor die 12.500 teikens is uitgehaal in Iran self. Meer as 155 van hulle bote en skepe is uitgehaal. So, hulle konvensionele oorlogmasjien is verwoes. Dit is sommer vroeg al verwoes. Hulle het nie meer vloot nie, hulle het nie meer lugmag nie, hulle het nie meer air defense nie, hulle het nie meer kommunikasiedoelwyd systems nie. Hulle het basies net nog van die drones en missiele wat hulle weggesteek het in die grotte, en die word elke dag minder en minder en minder, en hulle kan hulle nie vervang nie. Want al die industrial plekke wat hy goed moet vervang, is ook al gesink, stikkend geskiet, of ook verhoed dat ander mense iets inbring. Nou, baie mense sê, ja, maar Rusland en China voorsien hulle met missiele op die oomblik. Nee, hulle doen nie. Hulle het hulle voorsien met goed voor die oorlog, maar op die oomblik nie, daar kom niks in die land in nie. Niks waarvan Amerika nie weet nie, as dit inkom, word het onmiddellik gestrike, anyway. Onthou dat is volskaalse, Amerika het volskaalse air superiority behoor Iran. Hulle kan sien as iets inkom en hulle vlieg daar en strike het maar net. Die een voordeel van hierdie oorlog ook nou vir Oekraïne is dat Iran nie meer soke baie drones vir Rusland kan gee wat hulle mee gebruik om Oekraïne aan te val nie, want hulle het nie meer, hulle moet hulle laaste bietjie wat hulle oor het vir hulle self hou. So ons gaan sien 'n increase van attacks op Iran in die volgende 2 weke, maar ons gaan definitief sien dat hy gaan begin energie-infrastruktuur tref hier teen Dinsdag volgende week of maandag aand al reeds as daar nog nie 'n skikking kan kom nie. En dan president Trump gesê, Amerika het nie die olie nodig uit die, ons olie wat ons uit daai area uitkry wat Amerika toe kom is 1-2%. Ons het definitief die olie nodig van daar af nie, ons is selfvoorsienend met olie, ons is eintlik 'n net uitvoerder, ons voer meer olie uit as ons invoer. Die invoer olie is om besigheid in die gang te hou met ander lande, jy weet, jou
mooi betrekkinge met hulle. Ons het nie nodig nie, maar daar is baie ander lande wat definitief olie nodig het in daai Persiese Golf. So hy sit die onus op daai lande wat dit nodig. Gaan kry julle eie olie daar, want dit is altyd Amerika wat altyd alles moet beskerm vir mense, maar niemand wil dit self vir hulle self doen nie. So hy gaan vir hulle net sê, gaan kry julle eie, gaan verseker julle eie olie in daai omgewing. Dit beteken, gaan neem self deel in die versekering van die stryd daar deur Hormuz en oor die Persiese Golf. Wanneer die oorlog stop, so as president Trump besluit, 2 weke, 3 weke vanaf, okay, that's it, ons het ons doelwitte bereik, ons trek terug, beteken nie, gaan heeltemal terugtrek nie. Dit gaan teruggaan na die status voor die oorlog. Die status voor die oorlog was, Amerika was in die omgewing, en het securities gegarantie vir die Midde-Oosterse lande, soos hulle in die laaste 47 jaar doen, en dit gaan steeds weer so wees. So, daar gaan nie 'n totale onttrekking wees, en al die soldate gaan terug Amerika toe nie. Hulle gaan nie terug na hulle basisse toe, maar daar gaan nie meer direkte strikes op Iran wees nie. Met die verstandhouding, dat alles word gesien deur ander satelliete en ander stelsels in Iran, is daar ouens begin 'n triek trek om goed te probeer opbou, dan gaan dit maar net eenvoudig gebom word. Van Israel en Amerikaanse stellings af. Dan het ons gesien dat Israel is 'n bietjie getref gister met die begin van Passover. Iran het 'n paar van hulle missiele gehou vir dit spesifiek en 'n groot barrage missiele ingestuur in Israel op Passover. Baie mense het verwag anyway dat hulle op een van hulle belangrikste holidays gaan geattack word. Klomp van daai missiele is afgeskiet, party se goeders het skade aangerig, die wat afgeskiet is, wat parte wat geval het, maar daar is 1 of 2 wat ook deurgekom het, grond getref het, so daar is skade in Israel. Maar glad nie so groot soos wat baie anti-American en anti-Israeliese kommentators en media probeer uitmaak, het is nie. So die opsies bly nog steeds oop vir president Trump, soos ek gesê het, met die ekstra magte wat ingekom het, daar spesiale magte wat ingekom het, daar's opsies om special forces in Iran op 'n beperkte in te sit, goeders te collect en terug te bring, of net dampe toe, so daai opsies gaan altyd daar bly. En dit is dan vandag se berig, sorry, 'n bietjie langer gevat as gewoonlik, maar sien julle dan 'n bietjie later. Ek is Morne Botha, Koppel Stereo se korrespondent, regstreeks vandag hier uit Nashville uit. Baie dankie.